Die klok het ons geroep uit die besige ritme en die geraas van ons wêreld om hier in die teenwoordigheid van God stil te raak. Op hierdie 7de Sondag van die opstanding steek ons die 7 kerse aan, tekens van Christus se lig wat in ons lewe skyn en die lig wat ons moet wees in die lewe van ander mense. Vandag vier ons ook met verwondering Hemelvaart. Christus wat verhoog is, maar steeds by sy kerk teenwoordig bly en ons met hoop vorentoe stuur, terwyl ons so bly sit. die seëngroet en daarna sonder aankondiging, terwyl ons bly sit, sing ons vonklied 1, strofes 1 en 2. My hulp is in die naam van die Here, die God wat vir ons lewe gee, die een wat ons bestaan in sy hand hou en wat besluit wat met ons gebeur. Here, U is ons deel en ons toekoms. U gee ons as ons 'n plek van genade, hoop en vrede. U leer ons die weg waarop ons moet gaan en selfs in die stilte van die nag bly U naby. Ons kom vandag met vertroue in U teenwoordigheid, want U is altyd by ons. Ons staan vas, omdat U ons vashou.
Geliefdes, genade en vrede vir ons van God ons Vader, wat ons in liefde roep en in liefde dra, en van Jesus Christus ons Verlosser, wat ons met genade ontmoet en ons harte vul met hoop en met vrede. Ontvang vandag sy teenwoordigheid, sy liefde en sy vrede, ook vir altyd. Amen. Met Johannes 15 vers 1 tot 8 in gedagte vanmôre ons wet en ons belydenis. Luister na die wil van God vir ons lewe uit die beeld van die wingerdstok. Jesus het gesê, ek is die ware wingerdstok en julle die lote. Wie in hom bly, dra vrug. Sonder hom kan ons niks doen nie. Daarom roep die Here ons vandag, moenie met jaloesie na mekaar kyk nie, want elke loot aan die wingerd ontvang sy eie plek, sy eie groei en sy eie vrug. God gee nie dieselfde gawes aan almal nie. Hy gee aan elkeen wat nodig is vir sy koninkryk. En daarom mag ons nie afgunstig wees op ander se vermoëns of ander se gawes nie. Ons word geroep om ons eie gawes te ontdek, te ontwikkel en met dankbaarheid te gebruik. Want wanneer ons elkeen ons plek in Christus inneem, word die liggaam van gelowiges opgebou en word mense nader aan God gelei. Die Here vra van ons, bly in Christus. Dra vrug van liefde, diensbaarheid en dankbaarheid. Gebruik jou gawes nie vir eie eer nie, maar tot eer van God en tot opbou van mekaar. Want hierin word die Vader verheerlik, dat ons baie vrug dra en so wys dat ons disippels van Jesus is. Gemeente, laat ons net so bly sit en in ons hart hierdie geloofsbelijdenis saam bely. Ons glo in God die Vader, die ware wingerdboer, wat elkeen van ons uniek geskaap het en aan elkeen gawes gee uit sy liefde en wysheid. Ons glo in Jesus Christus, die ware wingerdstok, in wie ons lewe, groei en vrug dra. Ons glo dat ons sonder hom niks kan doen nie, maar dat hy ons verbind aan mekaar as lote van een liggaam. Ons glo in die Heilige Gees, wat gawes in ons werk, nie om verdeeldheid of jaloesie te bring nie, maar om diensbaarheid, liefde en eenheid te laat groei. Ons glo dat ons mekaar nodig het, dat elke gawe waarde het en dat God ons roep om ons gawes te gebruik tot opbou van sy kerk en tot uitbreiding van sy koninkryk.
Ons glo dat ons saamgeroep is om vrug te dra wat mense nader bring aan God, tot eer van sy naam. Amen. Kom ons staan, dan prys ons die Here deur te sing uit Vonk 2, kom juig oor God, sing almal saam. Die skriflewe lesing vanmôre kom uit Handelinge 1 vers 9 tot 11, die baie kort maar bekende hemelvaart geskiedenis soos Lukas dit beskryf. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. En terwyl hy weggaan en hulle nog stik na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. En die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom. Sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, daar is altyd gebeure in die geskiedenis wat nooit ooit deur die wêreld en die mense van die wêreld vergeet sal word. Sulke gebeure in die geskiedenis staan soos 'n paal bo die water uit. Ons kan dit selfs 'n baken in die geskiedenis noem. Dit is daardie oomblikke in die geskiedenis wat ons weet, na hierdie oomblik sal niks in die geskiedenis ooit weer dieselfde wees nie. Hemelvaart was so 'n paal bo die water. Hemelvaart was so 'n baken. Hemelvaart was so 'n heilige oomblik in die geskiedenis van die mensdom. Dit was nie bloot maar net 'n gebeurtenis in Jesus se lewe nie. Dit was 'n draaipunt, 'n heilige oomblik wat iets nuuts in die geskiedenis van die mensdom aan die gang gesit het. 40 dae na Jesus se opstanding uit die dood, uit sy graf uit, het hy aanhoudend aan die disippels verskyn. En elke keer as hy aan hulle verskyn het, het Jesus met hulle gepraat. Jesus het saam met hulle geëet. Jesus het hulle voorberei op wat voorlê vir as die hemelvaart plaasgevind het. Na die trauma van die kruisiging en die verwarring van die leë graf, kon die disippels in hierdie 40 dae weer begin om emosioneel, geestelik en fisiologies asem te haal. Hulle het weer hoop begin kry vir die lewe en vir die toekoms. Hulle het begin glo dat die Here werklik gaan leef. En toe gebeur die hemelvaart.
Handelinge vertel vir ons hoe Jesus voor hulle oë, hulle daar gestaan en voor hulle oë word Jesus in die hemel opgeneem. So met 'n wolk wat hom kom wegvat het, en daar gaan hy in die hemel. Dis 'n eenvoudige beskrywing. Maar as ons regtig daaroor moet nadink, as ons regtig terug moet sit in die sandale van daardie mense, dan was dit seker 'n diep emosionele oomblik gewees. Hulle het reeds die pyn geken van afskeid neem, van totsiens sê vir Jesus. En toe kom hy terug, en nou gaan hy alweer. Hulle moet weer 'n keer groet. Hulle kon hom nie weer terugkry nie. Hulle het gevoel na die opstanding, hulle het hom weer by hulle, en hulle gaan hom nie weer verloor nie, en daar gaan hy weer. Dink aan hulle seer. Dink aan daardie rou emosies van die mense wat daar gestaan het, met hulle hoop, met hulle verwagting, wat weer 'n keer verwoes is. Ek en jy behoort te verstaan wat hulle ervaar en beleef. Dis nie asof hulle bloot net, as ons lees, daar staan en na die hemel kyk nie. Hulle kyk met verlange. Met onsekerheid kyk hulle Jesus agterna. Selfs was daar vrees, bekommernis in hulle harte, want diep in hulle het dit geleef. Hierdie vraag: Here, gaan U alweer weg? Here, los U ons alweer alleen? Here, het U ons alweer vergeet? As ons eerlik is, voel ek en jy in ons lewe ook soms net so. Daar is dae wanneer God vir my en jou ver voel. Ons bid, maar die hemel bly stil. Ons dra hartseer, bekommernis, verlies of onsekerheid, en partykeer wonder ons of God ons verlaat het, opgevaar het, weggevaar het van ons af. En laat ons eerlik wees, dit gebeur ook met gelowige mense. Selfs met mense wat gereeld kerk toe kom. Dit gebeur ook met mense wat gereeld bid en hard probeer om reg te glo. En daarom is hemelvaart se verstaan juis vir ons so belangrik. Want hemelvaart beteken nie dat Jesus die aarde net verlaat het en weggegaan het nie. Hemelvaart beteken nie dat Jesus sy rug op ons en ons vrese en bekommernisse gedraai het nie. Nee. Hemelvaart beteken dat Jesus verhoog is, dat Jesus gaan om vir ons plek voor te berei, maar dit beteken nog baie meer as dit. Dit beteken dat ons ook 'n opdrag kry. Die disippels moes dit weer verstaan. En daarom staan daar skielik 2 mans in wit klere daar by hulle om hulle te help verstaan wat nou net gebeur het. Galileërs vra hulle: "Waarom staan julle so na die hemel en kyk?" Kan hoor, hulle ken die antwoord, maar hulle vra die vraag sodat die in verwondering en vrees net 'n bietjie moet dink. Klink amper vreemd. Want wat anders moes hulle doen? Hulle het pas iets beleef wat hulle stom gelaat het. Maar die boodskap van die engele is baie dieper. Hulle sê as te ware: moenie net bly staan. Moenie net niks bly doen nie. Hemelvaart is nie die einde van Jesus se werk nie. Hemelvaart is die begin van Jesus se werk. Toe hy dit oorgegee het aan die mense, aan sy volgelinge, aan sy kinders, aan die kerk. Dit is wat hemelvaart aan die gang gesit het. Jesus wat opgaan en oorgee na ons toe. Tot op hierdie punt het die disippels meestal nog net gevolg. Hulle het geluister, geleer, gekyk hoe Jesus werk. Maar met hemelvaart verander die wêreld vir hulle. Hulle word nou gestuur.
Nou begin die beweging vir die evangelie wat deur die wêreld gedra moet word. Nou begin die pad na Pinkster toe God vir die kerk die Heilige Gees uitgestort het om saam met ons op hierdie pad te wees. Waarom sê Jesus net voor sy hemelvaart, julle gaan my getuies wees? Dis ons opdrag. Ons kan nie net bly staan na hemelvaart en kyk en oor ons eie probleme en ons eie vrese wonder nie. Ons moet in beweging kom en getuies van Jesus gaan wees. Dis opvallend dat Jesus nie sê, hulle moet bloot praat nie. Hy sê nie gaan en gaan verkondig nie. Hy sê, gaan en gaan wees getuies. Met ander woorde, met jou hele wese, met jou hele mens wees. Nie net in wat jy praat nie, maar ook wat jy doen, of dat nie doen nie. Ander woorde, hulle en ons hele lewe moet in beweging kom om te getuig van Christus. En dit begin nie eers verder. Jesus noem Jerusalem as eerste plek, die plek waar hulle reeds is, die plek van hulle alledaagse lewe op daardie oomblik. Dit herinner ons daaraan dat getuienis altyd naby begin, in huise, in families, in gemeentes, in gewone gesprekke, in die manier waarop ons mense behandel. Getuienis is met ander woorde die uitdeel van Bybels. Getuienis is die uitdra op die internet soos wat ons dit doen met die webblad. Maar meer, dit kan nie net daar bly nie. Dis elke gelowige kind van die Here se lewe wat moet getuig. Miskien dink ons te maklik dat geloof net oor groot geestelike oomblikke gaan. Ja, die koninkryk gaan soms oor klein stil oombliks. Groei in klein dade van liefde. In 'n oproep wat iemand wat alleen is net laat hoor, iemand weet tog ek bestaan nog. 'n drukkie vir iemand wat moedeloos is, wat net laat besef, iemand het my nog lief. 'n gebed vir iemand wat swaar kry en worstel met vrae, wat iemand dalk nie eers besef nie, maar daardie persoon môreoggend optel om die dag aan te gaan. En 'n woord van hoop vir iemand wat moed verloor het. In 'n gemeente wat leer om werklik vir mekaar om te gee en vir mekaar ore te wees. Hemelvaart herinner ons daaraan dat die kerk nie geroep is om net aanhoudend stil te staan en na die hemel te staar nie. Die kerk word gestuur om op aarde te leef as getuies van God. Ons leef egter in 'n tyd waar hoop vir die mensdom skaars geword, waar mense emosioneel en geestelik moeg is. Ek weet nie of julle ook soos ek al moeg is vir al die geweld wat ek elke keer as ek die nuus aanskakel moet sien en gebeur nie. Al daardie vervalle geboue, die mense wat hardloop met 'n kindjie oor die skouer na ambulans toe, 'n hospitaal wat so oorvol is, mense wat in gange lê, uit mekaar geskiet is. Moeg vir geweld, moeg vir verdeeldheid, moeg vir ekonomiese druk en moeg vir die gejaag van hierdie lewe wat ons moeg maak. Baie mense voel verloor. Ander voel reeds leeg. En juist daarom het die wêreld vandag gelowiges nodig, wat as getuies in hierdie wêreld, as steunpilare in hierdie wêreld kan wees. Die hart van Hemelvaart gaan oor Jesus se roeping. Die hart van Hemelvaart gaan nie oor dat ek die Here vra dat ek meer geld moet maak, meer status moet hê, meer mag moet hê, minder moet vrees, nie verlies moet hê nie siekte moet kry nie.
nie die donker van die wêreld moet ervaar nie. Want as mens gaan jy dit alles ervaar en beleef. Maar die roeping is, hoe leef ons Jesus Christus in daardie wêreld? Hoe sê ons met ons lewe Christus regeer? Dit beteken dat liefde in my en jou altyd sterker as haat moet wees. Dat ons mense altyd meer en meer moet uitnooi om saam met ons die pad te loop, as om met hulle te raas, omdat hulle die pad nie loop nie. Dat selfs die dood nooit meer die finale woord in ons lewe is nie, want dit is nie meer die finale nie, en Jesus Christus wat opgevaar het hy gaan 'n plek voorberei vir ons, vir die ewige lewe. Dit beteken ook dat ek en jy nie alleen is nie. Disippels het gedink, Jesus gaan weg, maar kort daarna breek Pinkster aan. Die Heilige Gees word uitgestort. Die Heilige Gees is God met ons, God wat in ons woon. Dieselfde geld vandag nog vir ons. Selfs in ons donkerste oomblikke is God nader as wat jy dink. Selfs wanneer jou geloof swak voel, is hy daar om jou vas te hou en jou te dra. Soms moet jy die skille van jou oë laat afval om dit raak te sien. Weet jy dat God ook daar is? Wanneer jy nie meer woorde het om te bid. Weet jy dat God ook daar is? Wanneer jy voel jy het nie meer die regte woord om te bid. Ek maak dit prakties, en ek sluit af met 'n verhaal wat ek al in die gemeente vertel het, ek weet. Maar die verhaal is so sprekend, dat ek dikwels kan maar weer herhaal. Boonop is die herhaling moeder van studie, en hoop ek ons sal dit onthou om by ons vas te steek. Na die Tweede Wêreldoorlog het 'n klein gemeente in Europa teruggekeer na 'n kerkgebou wat baie erg beskadig was deur die bomme wat gegooi is. Die vensters was stikkend, die dak is uitmekaar geskiet, oralste oor was daar in 'n kerkgebou tekens van verwoesting. Teen een muur was daar 'n beeld van Jesus. Die gemeente was dankbaar dat dit nie heeltemal vernietig was nie, want die beeld van Jesus het daar bly staan. Maar toe hulle nader kom, sien hulle dat al twee Jesus se hande as gevolg van die bombardement af is en weg is. Hulle kry dit nêrens. Die gemeente hou soos 'n tipiese gemeente daaglik vergader. Hulle moet 'n belangrike besluit neem. Moet hulle die hande van Jesus se beeld weer terugsit of nie? Uiteindelik neem hulle hierdie geloofsbeslissing. Ons sit nie by hierdie beeld Jesus se hande terug nie. Ons het 'n bordjie onder wat sê, Christus het geen hande op aarde oor nie, behalwe jou. God werk met mense deur mense. Ook vandag, ek en jy is as te ware in die hande van Jesus. Jesus sou nie gesê, ek gaan nie my hande vuil maak nie. Miskien is dit die betekenis van jou offer. Christus het opgevaar, maar sy werk op die aarde gaan voort. Deur sy kerk, deur sy kinders, deur my en deur jou. As ons sê die kerk is besig om dood te gaan, as ons sê die kerk se werk gebeur nie meer nie, dan sê ons eintlik ons werk nie meer nie. Ons is nie meer die hande van Christus in hierdie wêreld. Ons moet die wêreld lief hê soos Jesus die wêreld lief gehad het. Ons moet die wêreld dien soos Jesus gedien het. Ons moet vir die wêreld bid soos Jesus gebid het. Ons moet die wêreld vergewe soos Jesus vergewe het. Ons moet hoop bring vir die wêreld soos Jesus hoop gebring het.
Daarom kan ons nie langer maar net op verwondering staan en kyk na die hemel nie. Ons moet gaan. Ons moet gaan lief hê. Ons moet gaan dien. Ons moet gaan getuig. Want die Here het opgevaar. Die Here regeer. En die Here kom weer. Ek en jy moet getuig. Amen. Kom ons bly net so sit, dan bid ons saam. En aan die einde van die gebed, sonder enige aankondiging, ek gaan nie amen sê aan die einde van die gebed nie, gaan ons saam die gebed voortsit, met die sin van Psalm 278, en ons gaan dan saam die amen uiteindelik bid. Kom ons bid saam. Here, sal U saam met ons gaan? Sal U asseblief vir ons vrede gee? Wees ons goedgesind, maak U wil in ons bekend, sal U ons ontmoet, Here? Sal U met ons praat soos 'n goeie vriend? Sal U gee dat ons sal gaan? Sal U gee dat ons vrede sal gee? Dat ons goedgesindheid sal uitdra? Dat ons mense in ontmoeting met U sal bring? Dat ons goeie vriende sal wees? Laat ons nooit alleen, want ons wil regtig doen wat reg is. Ons wil gaan en getuies wees. Ons wil lewe. Ons wil U pad loop. Ja, ons wil doen wat reg is, deur U liefde aan die wêreld te bewys. Vir Gesang 425 wat direk daarna gesing sal word. Kom ons staan. Gemeente van die Here, gaan nou in vrede. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, wat julle met liefde dra. Van Jesus Christus ons Here, wat vir ons opgevaar het, maar steeds by ons teenwoordig bly. En van die Heilige Gees wat ons lei, versterk en met hoop vervul. So sal God met ons wees, vandag en ook elke ander dag. Amen.